Ja, goeiemôre almal, in die naam van Jesus Christus, ons Here wat ons hier bymekaar geroep het. Ons glo aan die gemeenskap van die gelowiges, die saamwees van ons almal in die naam van Jesus Christus, ook almal wat vandag inluister of wat op die skakel kyk. Ons sê ook vir hulle almal baie welkom. Mag die Here vir ons baie ryklik seën. Ons gaan stil raak voor die Here, ons gaan saam bid, vra dat hy deur sy gees en sy woord ook sy boodskap aan ons harte sal heilig vandag en sal seën. Here God, ons Hemelvader, ons nader vandag tot U in geloof en vertroue en in hoop. En dankie dat ons tot U kan nader en U tot ons nader. U is hier in ons midde teenwoordig deur die kragvolle werking van U Heilige Gees. En daarom het U ons bymekaar geroep om as gelowiges ook te kom luister na U woord en na U Gees. En dat ons kan sê en kan getuig, spreek Here, ons luister. En dankie dat U woord vir ons die riglyn op ons lewenspad is. En dankie Heilige Gees, dat U die Gees van waarheid is wat vir ons lei in waarheid en in lig. En altyd vir ons is die herder ook voorloop en die lewenspad vir ons ook aandui. En Here, baie dankie dat U ons gelei het en gebring het tot hiertoe. Dit is soos ons gesing het, alleen deur U genade dat ons hier by mekaar kan wees en dat ons ook vandag kan opstaan en kan sê 'n nuwe dag en 'n nuwe geleentheid. Ons bid Here dat U genade vir ons maar net elke dag genoeg sal wees. U liefde en U ewige trou. En so, Here, ken U elkeen van ons se naam, want U het ons geroep, U het ons by ons naam geroep en ons naam geskryf in die boek van die lewe met die bloed van die lam. En daarom behoort ons aan U vir tyd en vir ewigheid en sal niks of niemand ons ooit uit U hand kan ruk nie. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat siek is, hulle wat nog in die hospitale is, hulle wat fisies, geestelik, emosioneel swaar kry. Ons dra hulle ook aan U op, Here, en ons bid ook vir 'n hand van beskerming, 'n hand van genesing, van bystand, van nuwe krag, ook vir elke dag se lewe. Ook hulle, Here, wat inluister, en ook hulle wat saam deel het in die gemeenskap van die gelowiges, ons bid ook vir hulle, ook daar waar hulle is, by hulle tuiste, ook Here, dat U hulle sal seën, en waar daar siekte en nood is, ook daar uitkom sal gee. En Here, baie dankie dat ons kan bid vir palmsbediening. Dankie Here dat U ons seën, dat U ons dra deur die tyd. En net vir ons sê, U is by en met ons. En U het ons hier by mekaar gebring. En daarom bid ons ook vir die palms aftreeoord, Here, in al sy fasette. Dankie Here dat ons ook hier by mekaar kan wees, om mekaar te kan ondersteun, mekaar se laste te kan help dra, vir mekaar te kan bid, en by mekaar te kan staan in alle lewensomstandighede. Maar Here, dankie dat ons ook een in gees, een in geloof, een in liefde kan wees, en ook so te kan weet, U is by en met elkeen van ons, en U het ons hier geplaas met 'n doel, en ook met 'n roeping. Ons vra dan Here, dat U woord vir ons sal oopmaak deur die Gees, en dat ons dit ter harte sal neem, en ons gedagtes in ons hart alleen op U sal fokus. Ons bid dit met 'n dankbare hart, tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Jesaja 42. Die opskrif hier is my dienaar. En dit is die profeet Jesaja wat hier aan die woord is. Ons gaan dit stadig deurlees, want hierdie hele gedeelte is dan ook vandag ons teksgedeelte wat die Here dan ook aan ons harte wil heilig. Mag die Heilige Gees dan ook hierdie gedeelte wat so belangrik is dan ook aan ons harte heilig en seën en inskryf in ons harte dan ook vir ons lewe wat voorlê. Die profeet Jesaja sê, hier is my dienaar. Hier is my dienaar, ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies. Hy geniet my guns. Ek laat my gees op hom kom. Hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Hy sal nie roep nie. Hy sal nie hard skree nie.
Hy sal nie sy stem op die straat laat hoor nie. Geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n Lampet wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. Self sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie. Totdat hy my wil op die aarde gevestig het, die eilande wag op wat hy hulle sal leer. So sê die Here, so sê God die Here, hy wat die hemelkoepel geskep en dit oorspan het, hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit oplewer, hy wat aan die mense op die aarde die asem gee, die lewe aan alles wat op die aarde beweeg. Ek is die Here. Omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas. Ek beskerm jou. Ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry, wie in die donkerte van die gevangenis sit, sal jy laat uitgaan. Ek is die Here, dit is my naam. Die eer wat my toekom, gee ek aan geen ander nie. Die lof wat my toekom, gee ek nie aan 'n gesneede beeld nie. Wat ek vroeër aangekondig het, het plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan. Voor dit begin gebeur, laat ek julle al daarvan hoor. Tot sover die woord van die Here. Hier is my dienaar. Hier is my dienaar. Kom ek sluit net vir 'n oomblik aan by verlede Sondag se boodskap sonder om alles te herhaal, maar net om so 'n bietjie in die konteks te kom van Jesaja 42, om te kan sê dat ons dit met mekaar gedeel het uit die woord van die Here, dat ons hierdie jaar 2026 wat hulle eentjie aan die gang is, maar ook die res van ons lewe nie kan tegemoet gaan as dit nie is onder die leiding en die krag van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees het ons gesê, sê Jesus self in Johannes 14, is die Gees van waarheid. Die Heilige Gees word ook beskryf as die Gees van lig, en daarom leef ons in die Gees van waarheid. Ons staan in die lig en die waarheid maak ons ook vry. En daarom dat die Here vir ons sê, hierdie jaar, ons hele lewe wat voor lê en die pad wat ons gekom het tot hier toe, volg ons in die voetspore van die Here. Daarop Psalm 23, hy loop voor, ons volg in sy spoor. Hy is die ene wat vir ons die weg wys. Daarom kan ons alleen in hierdie gebroke wêreld waarvan ons gesing het, dan ook sê dat ons leef in die Gees van die waarheid, wat staan teenoor die leuen van Satan en die wêreld. Die leuen van Satan en die wêreld. En daar's baie leuns. Die wêreld daar buitekant is gesaai met leuns en met Satan wat ons probeer verlei en die wêreld probeer verlei. Jy kan maar net televisie kyk en na die politieke ry oor die hele wêreld kyk en alles wat gebeur, en dan kom jy agter, om amper ook die vraag te kan vra, soos Pilatus gevra het, wat is waarheid? Jy kan sê, is daar nog waarheid daar buitekant? Wie kan jy glo? Wie kan jy vertrou? Alleen God. Alleen die Heilige Gees, wat vir jou gees van onderskeiding gee, en vir jou sê, wat is waarheid, en wat is leuen, want daar is geen grys area nie. En daarom dat dit belangrik is vir ons as gelowiges in hierdie gebroke wêreld, en saamgevat verlede Sondag se boodskap, om te kan sê, ja, dis waar, ons is in die wêreld, maar nooit van die wêreld nie. Ons het ook gesê dat jy is of in die koninkryk van God, wat Jesus Christus kom vestig het, of jy is daar buite. Jy is of binne daai grense as 'n burger van die koninkryk van God uitverkies, of jy is buite in die wêreld van die duisternis. Dieselfde met die beeld van die smaalpad en die breë pad. Jy is of op die smaalpad en jy het hierdie jaar in jou lewe wat jy wandel op die smaalpad wat na die hemel toe lei, of jy is op die breë pad, die wêreldse pad wat lei na die ewige verderf toe. En dit is wat die Here vir ons sê. Hou vas aan die Here, die Gees van die waarheid, en hou jou oog gefestig op die Here deur jou hele lewe. En dit is wat Jesaja ook vir ons sê. Jesaja 42 kom met 'n besondere openbaring. Onthou, hy was die profeet van die Here, een van die groot profete. En hy het 'n profesie dan ook hier uitgespreek, nie net van toepassing op Israel nie, met wie hy praat nie, maar 'n profesie
wat ook heenwys na Jesus Christus. En dis die wonder van die profete en die Ou Testament, om te kan sê, dit is God se raadsplan met die wêreld. Dit is hoe God sy volk gelei het, en dit is hoe hy sy volk gelei het, sodat Jesus Christus uiteindelik dan ook uit Israel gebore kan word. En juist daarom het ons net nou gesê, ons gebruik daai woord epifanie, die openbaring, die bekendmaking van God deur Jesus Christus, dat Jesus Christus, en dit het ons gelees, self verwys na Jesaja 42. Julle het dit net nou gehoor toe ons dit gelees het, dat hy self sê dat hy die seun van God is, na wie die groot profeet Jesaja dan ook deur die leiding van die Heilige Gees dan ook wys. Wat gebeur in die konteks van Matteus 12 waar Jesus Jesaja aanhaal? Wat gebeur hier? Jesus maak baie mense gesond, hy maak blindes gesond en hy doen genesingswonders reg rondom. Almal wat siek was, staan daar, het hy gesond gemaak. Wat doen die Fariseërs? Hulle wat in die wêreld is, hulle wat ver van die Here af is. Hulle sien dit raak en probeer hierdie Godsopenbaring deur Jesus, die seun van God, Jesus, gebruik om 'n klag teen die Here te lê. Hulle probeer dit gebruik om te sê, ons gaan 'n plan beraam om Jesus gevange te neem. En dan die Here kom en hy sê, maar die profeet het gesê, hy is die seun van God. Hy is die dienaar van God die Vader en hy sal sy Vader se wil dan ook bekend maak in hierdie wêreld. Daarom is dit 'n profetiese woord wat so baie sê van wie en wat Jesus Christus is en dat hy hierdie profetiese woord dan ook kom waar maak het en dat Jesus Christus gekom het om die wil van die Vader bekend te maak, om sy koninkryk te kom vestig en om al hierdie wondertekens dan ook te kom doen op aarde. Daarom beskryf baie van die teoloë dan veral ook vir Jesus om te kan sê, hy's die gans andere. Hy's die gans andere. Hy's anders as enige mens. Hy's die seun van God, wat God dan ook aan die wêreld kom bekendstel. En daarom dat Jesaja dan ook na Jesus verwys as die dienaar wat God gekies het om sy wil in hierdie wêreld te kom bekend maak. Ons kom net nou weer by die praktiese implikasie daarvan vir jou en my lewe. Maar die boodskap van die profeet Jesaja is nie net vir Israel nie, is nie net vir Jesus Christus nie, maar is vir elkeen van ons. Vir elkeen van ons, dat die Heilige Gees ook na jou en my lewe wys met 'n vinger en sê, hier is my dienaar. En hy noem jou naam. Hy sê, jy is my dienaar, of my dienares. As ons praat van dienaar, kom ons gebruik die vroulike term ook, om te kan sê dienaar, dienares. En daarom het ons vandag die stem van die Here hoor, uit die profeet en deur die Heilige Gees, waar hy ook na jou verwys, waar hy ook na jou toe kom, en na my toe kom, en sê, jy is my dienaar, en ek het jou gekies, hier is my dienaar. Daarom is dit jou roeping, waar die Here ook sê, jy is my dienaar, en daarom, dat jy ook in hierdie verlore wêreld, teenoor die leuen wat ons gesê het, die waarheid moet verkondig, en Jesus Christus moet uitleef in woord en daad. En daarom dat die Here vandag met jou en my praat, baie persoonlik, baie direk, om te kan sê, jy is my dienaar. Ek sê weer, elke keer as ons die woord gebruik, bedoel ons ook dienares. En as die Heilige Gees na jou wys, soos na Jesus en na Israel, om te kan sê, jy is my dienaar, dan dink ons aan Johannes die Doper, Johannes hoofstuk 1. Johannes hoofstuk 1 waar die mense gekom het en gesê, wauw Johannes, jy doop mense, die Johannese doop, is jy die Messias wat so kom? Toe sê hy nee, daar is die Messias, daar is die diensknegt van die Here. Hy sê, daar is die lam van God, die dienaar van God, wat die sondes van die wêreld dan ook sal wegneem. En daarom, die hele heenwysing van ons lewe, soos Johannes die Doper, moet wees na Jesus Christus toe, die dienaar van God, om te kan sê, daar is God, daar is die dienaar, wat God uitverkies het, om in hierdie wêreld sy wil te kom verkondig. En daarom is Jesaja 42, so belangrike gedeelte, en gaan ons 'n bietjie stil staan, en ons so bietjie met 'n vergrootglas, bietjie van nader af bekyk. In vers 1 staan die geskrywe, dat Jesaja sê, hy verwys nie net hier na Israel nie,
maar soos ons gesê het, dit is 'n heenwysing na Jesus Christus. Hier is my dienaar, ek stel hom aan, ek het hom uitverkies. Hy geniet my guns, ek laat my gees op hom kom. Hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Met ander woorde, God het besluit, hy stuur sy seun as sy dienaar na hierdie wêreld toe. Jesus Christus, deur God aangestel om God se koninkryk hier op aarde te kom vestig. En daarom sê Jesaja hoofstuk 42 vers 1 ook, ek laat my gees op hom kom. Nie net het God sy seun as dienaar in hierdie wêreld aangestel nie, maar hy het ook sy gees, die Heilige Gees, vir hom gegee. Weer is dit baie mooi om te kyk na Johannes die Doper, wat Jesus dan ook gedoop het. Waar hy amper gesê het, Here, ek is nie waardig om u te doop nie. Maar dat Jesus gesê het, maar jy moet my doop, omdat dit God se wil is. En dan staan daar geskrywe dat Johannes hom gedoop het, dat die Heilige Gees het soos 'n duif uit die hemel uitgekom, en hy het op Jesus Christus gekom, en op die Here gebly. Met ander woorde, Jesus staan in die krag van God, in sy wil, om die wil van God bekend te maak. Dit staan daarom ook daar. Hy het sy gees op hom laat kom, en hy sal my wil, dit is God se wil, aan die nasies bekend maak. Dit is hoekom Jesus na die aarde toe gekom het, om die wil van God aan die mense te kom bekend maak. Nie net ons wil nie, maar God se wil. En dit is wat hy kom doen het. Hy het God se koninkryk kom vestig. Hy het gesê wie en wat God is. Die gans andere wat gesê het, jy is geroep as dienaar om te kom dien en die wil van God te kom doen. En so het Jesus Christus deur sy hele lewe van geboorte, natuurlik die laaste 3,5 jaar van sy openbare optrede, het hy gekom en God se koninkryk en God se wil dan op 'n baie besondere goddelike manier, God se raadsplan aan ons kom bekend maak. Ons gaan na vers 2 toe, waar hy sê, hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op die straat laat hoor nie. Hoor mooi wat staan hier geskrywe. Hoor mooi wat staan hier geskrywe. Jesus Christus het nie na hierdie aarde toe gekom. God het hom nie gestuur om oorlog te maak nie. Het ons al daaroor mooi gedink. Hy het hom nie gestuur met 'n swaard nie. Ja, eendag met die wederkoms sal hy kom om finaal te kom skei. Dan sal hy kom as die ruiter op die wit perd. Dan sal hy kom met sy legioene om finaal te kom oordeel. Maar toe hy na hierdie wêreld toe gekom het, wat vers 2 sê, het hy nie gekom om oorlog te maak met 'n swaard om mense te kom vernietig nie. Hy kon. God kon dit so besluit het. God kon gesê het, as ek al my engele stuur, saam met my seun na hierdie wêreld toe, vernietig ek hierdie wêreld in 'n oogwink. Dit was moontlik, maar dit was nie God se raadsplan nie. Hy het sy seun Jesus Christus gestuur om te sê, so lief het ek die wêreld, so lief het ek vir jou, dat ek nie kom oorlog maak het nie, maar dat ek vrede gebring het, dat ek liefde gebring het, dat ek gekom het om jou te kom red, 'n tweede kans te kom gee. En daarom, wie is Jesus? En dit sê Jesaja baie duidelik. Hy het die hart van God kom bekend maak, epifanie. Hy het die hart van God kom vertoon in hierdie wêreld. Hy het gesê, God het 'n hart van liefde. God is liefde. Ons is gebroke sondaar mense in hierdie wêreld, het hy lief. En daarom het hy in ons plek dan ook gekom om te kom sterwe. En daarom het hy met 'n Godstem gekom. Hy het met 'n liefdeshart gekom. Hy het gekom om te dien, om God te dien. En nêrens, en dit is so mooi, as ek weer sê, ons het nie regtig al daaroor gedink nie. Jesus het nooit geskree en geskel nie. Jesus was nooit daar om te kom vernietig nie. Jesus het gekom om 'n hand uit te steek, 'n Godshand, en te sê, ek is 'n seun van God wat jou kom optel, omdat God 'n God van liefde is. En daarom het hy gekom om ons te kom red. Daarom het hy gekom nie met die swaard nie, maar met die redding, met die boodskap van die Vader om te kan sê, ek gee vir julle 'n tweede kans. Ek sê weer, hy het nie gekom om te skree en te skel nie. Hy het nie gekom om te vernietig nie. Dan dink ons aan die dag, gaan dink weer daaroor, toe Jesus oorgelewer is, hy het geweet, Judas Iskariot en almal het gaan hom
gevange neem saam met die soldate van die Joodse Raad. Wat het gebeur daai nag in die tuin van Getsemane? Ja, Jesus het gebid, hy het krag gevra van die Vader vir hierdie lydingsbeker. En toe kom Judas Iskariot met 'n klomp, daar staan geskrywe, 'n klomp soldate met swaarde en spiese om Jesus gevange te neem. Hulle het gekom om oorlog te maak. Hulle het gekom om te sê, jong, ons moet Jesus kom boei, ons het 'n klomp soldate nodig, want hier wag 'n oorlog vir ons. Het dit gebeur? Nee. Jesus het gesê, hier is ek. Hy het gesê, kom vat my. Ja, en dan lees ons in een van die evangelies, dat Simon Petrus het gekom en Malchus se oor afgekap. Hy wou oorlog maak. Hy het gesê, Here, kom ons vernietig hulle. En wat het die Here gedoen? Hy het sê, nee, kom ek sit Malchus se oor terug, vrede, en hy het gesê, hier is ek, kom vat my. En dan staan daar geskryf in die evangelies, dat Jesus gesê het, hy kon die Vader gevra het, om 'n legioen engele te stuur, om hom te beskerm en om te kom red. Nou, ek het so 'n bietjie gaan oplees, dit lyk my 'n legioen is so 72.000 engele. Nou 72.000 engele van God gestuur met die opdrag van God om hierdie soldate te kom vernietig, sou hulle in 'n oogwink vernietig het. Maar hy sê ek het dit nie gedoen nie, want ek moet die wil van die Vader dan ook uitvoer. En daarom het hy in stilte gekom. Hy het gekom om nie oorlog te maak nie, maar hy het gekom om ons almal te kom red. En daarom het hy hom oorgegee en is hy gevange geneem en is hy veroordeel. En dan dink ons aan die wêreld waarin ons staan. As ons sê hy het nie gekom om oorlog te maak nie, is dit die gesindheid van die wêreld? Nee. Die wêreld is daar om te sê, hoe kan ek vernietig? Ons kyk na ons eie land. Hoe kan ek vernietig? Hoe kan ek breek? En daarom dat die Here sê, hy het nie gekom om 'n geknakte riet finaal te breek nie. Hy het nie gekom hier om 'n dowwe put, lampput, dan uit te doof nie. Nee, hy het nie dit gekom doen nie, maar dit is wat die wêreld doen. Die wêreld is hier om te kan sê, hoe kan ek iemand finaal breek? Hoe kan ek op iemand trap? Hoe kan ek oorlog maak en duisende mense vernietig deur al die oorloë omdat ons wil oorlog maak? Waar's vrede? Hoe gaan dit vandag? Ag, ons kan maar net oor die wêreld kyk, ons gaan nie voorbeelde noem nie, maar hoe gaan dit oor die hele wêreld? Vertrap mekaar, verbrysel mekaar, vernietig mekaar, magsbeheer, politiek beheer, ag, ons kan aangaan. En daarom dat die Here kom en hy sê, dit is nie wat Jesus Christus kom doen dit nie. Hy sal nie 'n geknakte riet finaal breek nie, en hy sal nie 'n lampput wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Nou julle ken hierdie vers baie goed, ons haal hom baie keer aan, om te kan sê, Here, baie dankie, ek voel soos geknakte riet, ek voel soos 'n lamp wat maar dof skyn, Here, ek voel maar so vandag, of ek voel so in my lewe, maar ek bid net, Here, dat U my nie finaal sal knak nie, dat U nie my liggie, my lampie finaal sal uitdoof nie, en dan doen die Here dit vir ons. En daarom dat die Here sê, dit gaan nie oor vertrap nie, dit gaan nie oor vernietiging en verwoesting nie. Daar's nie een mens by wie Jesus verbygeloop het, wat hy gesê het, uit my pad het. Nie een wat hy gesê het, man, jy's so sleg, so sondig, ek maak jou dood nie. Daar's nie een mens wat uitgeroep het om hulp, wat Jesus nie gesê het, kom na my toe nie. Daar's nie een mens wat nie gesmeek het om redding en verlossing en genesing, wat Jesus nie aangeraak het nie. 'n Hart van liefde, die liefdesgebod, jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. En daarom verstaan ons dinge soos wat die Here sê, moenie oordeel nie, want hy het nie geoordeel nie. Het die Here een mens geoordeel en gesê, ek oordeel jou? Nee, die Here het gesê, ek wil jou red. En daarom dat die Here sê, dit gaan ook nie oor 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand nie. Dis baie keer ons, selfs gelowiges en die wêreld se gesindheid. Jong, as ek net iemand kan terugkry, as ek net iemand net kan 'n hou teruggee wat ek gekry het, dan sê die Here nee, hy het dit nie gedoen nie. Hy sê nie 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand nie. Hy sê loop jy ekstra myl, loop jy ekstra pad saam met iemand. Sê die bidkleed gee, vra hom die onderkleed ook. En die Here sê, so sal ek jou help en jou lei, sodat jy kan wees soos Christus. Dit staan tog in die Bybel geskrywe, dieselfde gesindheid wat in die Here was, moet ook in julle wees. Ons moet die epifanie
van God deur Jesus Christus wees. Ons moet die gesindheid, die beeld, die openbaarmaking, die bekendmaking van Jesus in die wêreld wees. Jy kan nie op al twee stoele sit nie. Jy kan nie 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand gesindheid hê as Jesus sê, jy moet die liefde van God dan ook uitleef nie. En daarom dat God ook Jesus nie finaal gebreek het nie. Jesus het 'n paar keer gebid en gesê, Here, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan, maar nie my wil nie, U wil. En daarom het hy daai bitter lydingsbeker gedrink. Die nag wat hy oorgelewer is, het hy daai lydingsbeker finaal gedrink en hom oorgegee om gekruisig te word. En die Here se lamp het altyd helder geskyn om hierdie beeld te gebruik van Jesaja 42. En dan, as ons kyk na Jesaja 42, kom ons gaan net vir 'n oomblik terug na die konteks toe. Jesaja praat hier met Israel, hy verwys na die Here toe. Waar was Israel op daai stadium? Baie keer waar ons soek in ons lewe is, of waar die wêreld in hulle lewe is, hulle was in ballingskap. Hulle was weggevoer deur die Babiloniese konings gewees, en hulle het alles verloor. Gaan kyk maar hoe verwoesting in die wêreld plaasvind, hoe brande en oorloë en alles, eenvoudig alles van mense wegvat. Dis ballingskap. Dis woestyn, dis ballingskap. Kyk hoe mense al hulle besittings verloor, alles wat vir hulle kosbaar is, net eenvoudig verloor. Kyk hoe gaan dit onder in die Kaap, met die veldbrande, met mense se huise dan ook vernietig het. Ek kan baie voorbeelde noem. Maar dit het met Israel ook gebeur. Hulle het alles verloor. Hulle het letterlik die klere aan hulle lyf gehad toe hulle weggevoer is. Hulle tempel is afgebreek. Hulle was geestelik, emosioneel en fisies was hulle teen die grond gewees. Maar nogtans sê die Here vir hulle gesê, ek sal julle nie finaal knak nie. Ek sal nie julle lig finaal uitdoof nie, omdat julle Israel is, omdat julle my dienaar is, omdat uit julle die seun van God, die dienaar van God die Vader, ook gebore sal word. Maar wat is die verskil? Hoekom noem ons die konteks van Israel? Wat is die verskil? Israel het swaar gekry en gelei as gevolg van hulle eie sonde en hulle wegdwaal van die Here. Jesus het gelei en aan die kruis gesterf ter wille van jou en my sonde. Hy was onskuldig. Maar Israel het gelei en hulle het swaar gekry as gevolg van hulle eie sonde. En daardeur kan ons nou baie vir mekaar sê, om te kan sê, sonde het konsekwensies. Sonde het gevolge. Sonde maak dat mense deur beproewing en deur swaar kry en deur lyding gaan, as gevolg van hulle eie wegdwaal van die Here. Ons kom net 'n bietjie daarby. Hulle dwaal weg van die Here. Gelowiges, die wêreld, draai hulle rug op die Here. En dan moet hulle nie kla as hulle swaar kry en ly nie, want dit is hulle eie skuld. Kom ons stel dit so. Jesus, anders as die dienaar van God, het gelei en aan die kruis gesterf ter wille juis van die afvalligheid van die mens, van ons elkeen. Ons noem onsself baie keer maar sondaars. Soos Paulus gesê, ek is die grootste sondaar van almal. Maar danksy die genade van God in Christus Jesus, die dienaar van God, is ek gered, is ek vergewe, is ek vrygespreek. En dit is die verskil tussen Israel, ons lewe, en dan ook Jesus, wat onskuldig dan ook aan die kruis gesterf het. Dan gaan die Here aan, en hy sê, hoekom is hy die dienaar? Hoekom is hy die dienaar van God? Hier in Jesaja 42. Omdat God 'n verbond met elkene dan ook geskep het. Ons het 'n verbondsgod, en ons is sy verbondskinders. Daarom het Jesus Christus God se verbond kom vervul. Dis die Genesis 1 verhaal. Jesaja kom hier natuurlik en hy verwys ook na die hele skepingsverhaal. Hy sê, God het alles geskep. God het alles gemaak, alles onderhou. En dan kry ons hierdie twee ek is uitsprake. Julle onthou dat ons al verwys het na God wat sê ek is, dit is my naam. En Jesus wat in Johannes Evangelie 7 keer sê, ek is die brood van die lewe, ek is die lewende water, ek is die goeie herder, ek is God. Ek is die verbondsgod. En hier staan dit geskrywe, vers 6 en vers 8. Vers 6, ek is die Here. Omdat ek getrou is aan my verbond het ek jou geroep. Vers 8, ek is die Here. Wat sê hy dan? Dit is my naam.
Ek is die verbondsgod, ek is die Here, ek is by jou. En daarom, dat ons moet besef, dat ons is sy verbondsvolk. Sy verbondsvolk wat God gesê het, in my verbond, wat ek gesluit het met Abraham, Isak en Jakob, sê ek vir jou, ek sal jou God wees en bly, vir jou en jou nageslag tot in ewigheid. Beleef jy dit? Beleef jy daai verbondsgenade? En dan dien ons 'n jaloerse God. 'n Jaloerse God wat sê, ek duld niks en niemand anders langs my nie. Noem dit afgode. Dan is dit nie net gesneede beelde nie, maar dis enigiets wat ons in die plek of langs God stel. Jesaja 41, net voor hierdie gedeelte in Jesaja 42, kom hierdie amper lagwekkende uitspraak oor die afgode. Hier staan geskrywe, ek het gewag op 'n antwoord, maar nie een van die afgode het gereageer nie. Nie een van hulle het 'n woord gehad om te sê nie. Ek het hulle ondervra, maar niemand kon antwoord nie. Hulle is almal vals. Hulle kan niks doen nie. Hulle beelde beteken niks. Hulle kon net sowel nie daar gewees het nie. En dan kom die Here God en hy sê, in sy verbond en deur sy verbond en deur Jesus, vers 6, ek hou jou vas, ek beskerm jou, ek maak my verbond met my volk 'n lig vir die nasies. En binne hierdie verbond, jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry, wie in die donkerte van die gevangenis sit, sal jy laat uitgaan. Ek is die Here, dit is my naam. En dan sê hy, teenoor hierdie valse gode, teenoor hierdie dinge wat vir mense belangriker is, of net so belangrik soos God, sê hy, die eer wat my toekom, sê die Here, gee ek aan niemand anders. Die lof wat my toekom, gee ek aan geen gesneede beeld nie. Hy is 'n jaloerse God. Hy wil alleen gedien word. En daar is niemand anders, ons het dit gesing, naas of langs God, wat gelyk kan stel aan God nie. En daarom is hy die verbondsgod wat sê, sy dienaar, Jesus Christus, en elkeen van ons, Israel, staan en leef onder sy verbondsgenade. En dan kom ek terug by wat ek net nou gesê het, die toepassing daarvan. Om te kan sê, as ons hoor wat Jesaja sê deur die Gees, as ons kyk na Jesus, wie God aangestel het as sy dienaar, dan kyk ons na onsself en die Heilige Gees kom vanmôre en hy sê, jy is my dienaar. Jy is my dienares. Ek het jou geroep om Jesus Christus bekend te maak in die wêreld. Dis jou roeping, dis my roeping. Om te kan sê, kom ons gebruik weer die woord epifanie. Dis nie so 'n moeilike woord nie. Jy moet Jesus Christus en God bekend maak aan die wêreld, dat mense kan sien in en deur jou leef Jesus en die Heilige Gees. Jy moet 'n beelddraer wees, want jy is geskape na die beeld van God. Mense moet kan sê, ek sien Jesus in jou. Dan vervul jy jou roeping. Dan is jy 'n dienaar, dienares van die Here. As mense kan sê, ek sien God en Jesus Christus in jou deur die Heilige Gees. Want dan weer kom daai vers na vore om te kan sê, dieselfde gesindheid wat in Jesus Christus was, moet in jou wees. Sien mense dit in jou lewe? Draai jy dit uit in woord en daad? Is jou lewe 'n getuienis daarvan dat jy Jesus bekend maak, epifanie, bekend maak aan die wêreld? Hoe anders gaan mense tot bekering kom as ons nie 'n instrument, 'n dienaar of 'n dienares van die Here is wat mense nader trek? Kom ons dink net byvoorbeeld vir 'n oomblik. Kom ons dink vir 'n oomblik aan ons gesinne en ons families. Ons kinders, ons kleinkinders, broers, susters, neefs, niggies. Hoe ver of naby is hulle aan die Here? Wat sê jy vir hulle? Hoe getuig jy na hulle as dienaar wat God jou aangestel het, ook oor jou gesin en familie? Profeet, priester, koning. Ek weet jy bid vir hulle. Maar kom ons wees eerlik om te kan sê, in hierdie moderne tyd, is baie van hulle ook maar ver van die Here. Is baie van hulle ook maar daar waar hulle nie moet wees nie, nie op 'n goeie plek nie. En daarom sê die Here, is jy daar as dienaar met 'n roeping om te kan sê, trek hulle nader, om God se lig te wees, dan ook in hierdie wêreld. Want al voel jy soos 'n geknakte riet, 'n lamp wat dof skyn, sê die Here, ek sal vir jou 'n lig laat skyn,
vir die nasies, vir almal om jou, om ook vir hulle 'n lig vir die wêreld te kan wees. Help jy mense, soos Jesaja hier sê in Jesus, om met ander oë, nuwe oë, na die wêreld te kyk. Mense kyk met hulle aardse oë na die wêreld om hulle en sien duisternis, verval, alles wat vernietigend is. Maar as die Here jou geestesoog verhelder en verlig het, dan sien jy en kyk jy deur God se oë na die wêreld. Dan sien jy God se openbaring deur Jesus raak. Dan sien jy God se wil raak en leef jy dit uit. Jy kyk met 'n geestesoog, jy kyk met die oog van die Here en nie met 'n gebroke, stikkende aardse oog nie. Met 'n nuwe oog sien jy die wêreld en help jy ander mense om ook so na die wêreld te kyk. Want daar baie mense is geestelik blind. Stem jy saam? Baie mense is geestelik blind. Help hulle om hulle oë te verlig, om geestelik te kan sien en hulle geestelike blindheid te laat verdwyn. Dit is wat Jesus kom doen het. Jy kan ook mense help om bevry te raak uit gevangenisse. Baie keer dink ons is uit 'n tronk. Dis nie net uit 'n tronk nie. Wat is 'n tronk? Die gevangenskap van sonde, die gevangenskap van duisternis, die gevangenskap van siektes, die gevangenskap van depressie, die gevangenskap van daai cage, daai hok waarin Satan jou wil hê en waarin die wêreld jou wil hê. Jesus het jou vrygekoop. Hy sê kom uit daai gevangenskap van duisternis, sonde, daai cage waarin Satan jou plaas en sê ek gaan jou in hierdie hok plaas want dis waar ek jou wil hê. Ek het jou gevang. Soos in hierdie hok. Ek het jou gevang en daarin moet jy bly. Kan jy mense help om daai gevangenisdeur oop te maak en bevryding vir hulle te verkondig in die naam van die Here? Kan jy self dan ook sê, Here, baie dankie dat U my geroep het om vry te wees. Want U het my vergewe, U het my vrygespreek. Ek is nie in 'n hok nie. Ek is nie in 'n gevangenskap in hierdie wêreld nie. Ek is hier met 'n roeping om juis vryheid te verkondig aan die wêreld en mense uit gevangenskap, enige vorm van gevangenskap, te help bevry. Doen ons dit. En dan sê die Here, ek sal my verbond met jou in stand hou, en dan sê die Here, ek hou jou vas, ek beskerm jou, ek maak my verbond aan jou bekend. Ons gaan afsluit met hierdie skrifgedeelte, ons gaan hom weer op die bord kry. En dan bid ek die Heilige Gees, en ek gaan 'n paar woorde noem, om te kan sê, jy is 'n dienaar, dienares, wat God geroep het en uitverkies het. En ek gaan 'n paar woorde hier uitlig, en dan moet jy vir die Heilige Gees vra, wat skryf hy in jou hart? En wat is vir jou kosbaar en belangrik? Wat sê die Here hier oor jou en my as 'n dienaar of 'n dienares? Ek stel jou aan, ek het jou gekies, jy geniet die Here se guns, ek vul jou met die Heilige Gees, ek wil hê jy moet aan nasies my woorde bekend maak, ek sal nie hard skree en raas in die wêreld en vloek en skel nie, ek sal met 'n sagte goddelike stem praat, ek is 'n geknakte riet, maar ek sal nie gebreek word nie, ek is 'n lampet, ek sal nie uitgedoof word nie, en ek sal staande bly in die naam van die Here. Ander woorde wat die Here vir jou sê, ek het jou geroep in my verbond. Die Here sê, ek hou jou vas, ek beskerm jou, ek maak jou deel van my verbond, jy sal blindes laat sien, geestesoog, gevangenes bevry uit watter gevangenskap, en ek is die Here, dit is my naam. Al die eer kom my toe, daar's niemand anders behalwe die Here God nie. Watter van hierdie beskrywing van 'n dienaar of dienares en watter toerusting wat die Here vir sy dienaar en dienares gee, raak jou vandag persoonlik? Alles het een woord, alles het een beskrywing, alles het een ding. Sê vir die Here dankie dat hy jou geroep het as dienaar, dienares, en dat hy vandag sy woord, sy toerusting, sy gees, dan ook aan jou bevestig. En hierdie een woord wat vir jou, of hierdie een sin wat vir jou uitstaan, ook aan jou hart te bevestig. Dan weet jy, dit is wat jy moet doen, dit is wat jy jou eie moet maak, en dis waarmee die Here jou wil seën. Dit is waarmee die Heilige Gees jou konfronteer vandag,
maar ook uitnooi en sê maak dit jou eie en dat jy in die wêreld kan gaan en dit kan gaan doen. Toepas in jou eie lewe, maar toepas in jou woorde en dade. Mag die Here ons seën. Amen. Here God, Hemelvader, U het 'n pad geloop met U geskiedenis met die volk deur al die eeue, deur die profete, deur die Nuwe Testament en die heeltyd gesê, hier is my dienaar, hier is my dienares. Ek het jou geroep, ek het jou uitverkies. En Here, baie dankie dat U na ons vandag wys en sê, hier is my dienaar. Jy is my dienaar. Ek rus jou toe. En Here, dankie dat U deur die Gees, dankie Gees van God, dat U vandag met ons bemoeienis maak, dat U ons roep. En Here, ergens in ons gees ervaar ons, roep U iemand hier vandag uit 'n gevangenskap. Watter gevangenskap ook al. Ons moet loskom daarvan. Ons moet uit daai hok uitkom. Dankie Here dat U ons bevry en vryspreek en vry maak. Gevangenskap is nie vir ons as U kinders nie. Dankie Here dat U ons geroep het en aangestel het as 'n dienaar en ons raak sien. Ons by die naam roep. Ons aanraak. Dankie dat U 'n jaloerse God is. U is jaloers op ons, want U is lief vir ons. Dankie dat in U verbond, U dan ook vir ons sê, ek hou jou vas, ek beskerm jou. Dankie Here, want daarom lewe ons, daarom dien ons, daarom is ons diensbaar. En baie dankie dat U ons geroep het as dienaar, dienares, om te dien en diensbaar te wees in hierdie wêreld. Heilige Gees, seën watter boodskap U ook al aan elkeen se hart bevestig het. Seël dit aan ons hart en ons lewe en gee dat ons daarvolgens sal lewe elke dag. Ons bid dit met 'n dankbare hart tot eer van U naam. Amen. So baie besondere opsomming van vandag se diens. Dienaar om te dien en diensbaar te wees. Om tronkdeure oop te maak, deure oop te maak, lig te laat skyn, kettinge te breek en die lig deur die wolke te laat breek. Hierdie prent en daar die duif wat op die Here neerdal, die duif, die Heilige Gees. Mag die Here, hy het dit in my hart hierdie beeld werk, hierdie prentjie, hierdie beeld. Mag hy dit aan ons elkeen se harte heilig. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. God seën ons, sy kinders en erfgename in liefde. Christus se genade vloei deur ons. Die Heilige Gees, die Gees heilig ons, om hoe langer hoe meer God se beeld in hierdie wêreld te vertoon. Amen. Baie dankie, mooi week. Sterkte.